Vriende, goeiemôre. Dis Dinsdag die 6de Julie en ons is by Koffiekuier 467 waar ons vanoggend dan nog saamgesels oor Romeine 9, 10 en 11 so vinnig. So jy kan verstaan dat ek nou nie die gedeelte gaan lees nie, want dit is 'n langerige gedeelte, maar ek het gedink om hierdie 3 hoofstukke by mekaar te gooi, omdat dit eintlik een lang relaas is waar Paulus dan veral praat oor wat word dan nou van die Jode, wat is die situasie, wat is die status van die Jode wat dan nou nie in Christus glo nie. So Paulus in die vorige hoofstukke het hy met oorgawe geskryf oor die feit dat die verlossing vir alle mense daar is wat glo in Jesus Christus, en nou is dit so half logies dat hy net vra en bietjie die saak aanroer, maar wat word dan nou van die Jode wat nie in Jesus Christus glo nie? Aan die een kant het God homself onlosmaaklik verbind aan die volk Israel, aan die Joodse nasie dan nou, maar soos wat ons gesien het, sê Paulus vir ons, die besnydenis en die wet kon hulle nie red nie. Dit was net nie in staat daartoe om dit te gedoen het nie, en daarom gesels Paulus dan nou oor, wat is die toekoms van Israel? Wat is dan nou Israel se status voor God in terme van die verlossingswerk van Jesus Christus? Nou, begin Paulus, vriende, in hoofstuk 9, eintlik met sy eie wroeging oor sy mede-Israeliete, sy volksgenote, wat dan nou nie vir Jesus as hulle Messias aanvaar nie. En Paulus dink na oor die volk Israel van die verlede, hy roep eintlik so in kort paragraaf, vir my amper sê, die hele geskiedenis van die Ou Testamentiese verhaal op, en hy herinner ons daaraan, en die lesers, dat om bloot op grond van etnisiteit Israeliete gewees het ook in die verlede nie noodwendig van jou deel van die verbondsvolk gemaak nie. Hy sê, die feit dat jy fisies uit die bloedlyn van Abraham kom, beteken nie dat jy noodwendig deel van die godsvolk was nie. En dan wys Paulus in 'n sekere onderafdeling dat God eintlik nog altyd gekies het om met 'n spesifieke lyn van die Abraham-tradisie te loop. Maar in Abraham, Isak, Jakob, nee, daardie lyn, maar Ismael en Esau, wat uit dieselfde bloedlyn het gekom het, dieselfde geslagslyn het gekom het, hulle was nooit die verbondslyn gewees, die hulle het 'n keuse gemaak om nie deel van die verbond te bly nie. En daarmee maak Paulus dan die punt uit, dat God se beloftelyn voortgesit word deur diegene wat 'n keuse maak vir God, om God te volg. Onthou ook die verbond, ons het ons nou die dag daaroor gepraat, die verbondstradisie het ons nou gekom, en die wet is eers gegee na die verbond gesluit is in elk geval. So, nou kom Paulus en hy sê, tot vandag toe nog, hier waar hy die brief aan die gelowiges in Rome skryf, moet 'n mens weet, dit gaan oor 'n keuse om Jesus na te volg. Dit is wat jou kind van God maak, dit is wat jou deel van die verbondsvolk maak dan nou. En dan herinner Paulus nou vir mense van 'n baie lang tyd al, dat daar 'n klomp mense was, diegene binne en buite Abraham se familie, wat 'n keuse gemaak het om God te verwerp. Dink maar aan die verhaal van Israel en die goue kalf, nee, 'n klomp van die Israeliete wat destyds al 'n keuse gemaak het om nie vir God te gehoorsaam nie. Of die hele ding van Farao se rebellie teen met die godsvolk. En dan verduidelik Paulus en hy sê, maar selfs hierdie gebeure wat plaasgevind het van mense wat 'n keuse gemaak het teen God, het God op die eind gebruik om sy groot reddingsplan te laat slaag. En daarom fokus Paulus dan nou in hoofstuk 10 op die posisie van Israel in die huidige tyd, in die tyd waarin hy die brief aan die gelowiges in Rome skryf. Nou sê hy in hoofstuk 10, die rede waarom so baie Israeliete of Jode vir Jesus verwerp, is omdat hulle verbondsverhouding met God baseer het op hulle uitvoering van die wet, op dit wat hulle by magte was om te doen, deur die Torah, die bevele van die Torah te gehoorsaam. Maar deur so te fokus op die wet, sê Paulus dan vir hulle, het hulle nie besef wat God in Christus eintlik vir hulle kom doen het, om hulle vry te maak van die wet, om hulle juis in verhouding met God reg te stel. Hy sê, Jesus het gekom om 'n nuwe verbondsvolk te skep, wat gebaseer is op geloof, nie op hulle eie werke in die Torah nie. Maar baie van die Jode het dit natuurlik gemis, en daarom het hulle vir Jesus verwerp. En dan vra Paulus die vraag in hoofstuk 11, hy sê, goed, nou wat is Israel se toekoms? Het God dan sy mense, sy verbondsvolk afgeskryf? En sê Paulus, nee, glad nie, natuurlik nie. Want hy sê, daar is inderdaad 'n klomp Joodse mense, hope van hulle, afstammelinge van Israel, waarvan hy self natuurlik ook een was, nee, wat wel vir Jesus as Messias erken het. En so kom Paulus en sê, soos van die mense is wat nie vir Christus erken nie, is daar mense ook wat hom wel erken. Maar God gebruik ook nou, in die tyd waarin Paulus die brief aan die gelowiges in Rome skryf, sê, gebruik God nog steeds hierdie verwerping van Jesus
deur sommige mense, juis as 'n manier waarop die evangelie vinniger en verder in die nie-Joodse wêreld versprei kon word. En ek bedoel, vriende, Paulus kon ons nou self getuig daarvan. Hy is een wat die wat die Christene vervolg het vanuit die Joodse tradisie en toe tot inkeer gekom het en besef het, maar hy wil deel wees van die Jesus beweging dan nou. En sê Paulus dan nou eintlik vir ons, so word die familie van Abraham eintlik die familie van gelowiges selfs net nog groter gemaak, deurdat God alle tale, volke en nasies insluit by sy verbond. En dan beskryf Paulus hierdie verbondsfamilie wat God tot stand bring, hierdie nuwe familie wat God tot stand bring, beskryf Paulus as 'n groot olyfboom. Natuurlik kenmerkend van die konteks waarin hy skryf, waar olywe baie volop was. En hy sê, dat is diegene wat Jesus verwerp, dis soos afgebreekte takke, dis soos takke wat afgebreek is van die boom. Hulle is deel van die boom, maar hulle is afgebreek en daarom eintlik dan nou nie meer deel nie. En dan sê Paulus, en die nie-Joodse gelowiges, wat vanuit die nie-Joodse nasies, uit die heidene nasies, soos wat hy nou skryf daaroor, kom, is soos wilde takke wat op hierdie olyfboom ingeënt is en nou deel is van daardie stamboom ook. En dan sê Paulus verder ook, dat Jesus wel eendag deur sy eie mense erken sal word. Nou daaroor brei hy natuurlik nie uit nie, oor presies hoe dit gaan gebeur, en hy verwys dan nou na die volk Israel. Ons sal daarop maar moet wag, tot die wederkoms om te sien hoe dit gaan gebeur. Vriende, Paulus vertrou eenvoudig dus die karakter van God, en God se beloftes, dat hy nie sy verbondsmense in die steek sal laat nie. Paulus sê, dit is vir hom genoeg, om daarop te vertrou, en daarom beklemtoon Paulus weer die waarheid van die evangelie, soos wat hy in hoofstuk 10 vers 9 onderstreep, wat hy sê, as jy met jou mond bely, dat Jesus die Here is, en in jou hart glo, dat God hom uit die dood opgewek het, sal jy gered word. Dis die bottom line, kan ek maar sê, van die evangelie. Paulus sê, met ons hart glo ons en ons word vrygespreek, met die mond bely ons en ons word gered. So, Paulus kom onderstreep maar net weer die feit dat die vryspraak in Christus vir alle mense daar is, vir die wat glo, diegene uit die volk Israel, maar ook die wat vanuit die nie-Joodse gelowiges tot bekering kom. Hy sê, maak nie saak uit watter stam, taal, volk of nasie jy kom nie, wanneer jy glo in Jesus Christus, dan is jy gered, dan is jy deel van die nuwe verbondsfamilie van God. En daarom sluit Paulus dan nou ook in die 3 hoofstuk af met hierdie wonderlike lofverheffing, nie, wat ons daar in hoofstuk 11 vers 33 tot 36 kry, wat hy dan nou eindig met uit hom en deur hom en tot hom is alle dinge, aan hom behoort die heerlikheid tot in ewigheid. En as die mens daaroor nadink, vriende, dan wil die mens amper sê, wat meer wil jy sê, as dat God ons God is, dat sy genade vir ons. Ekskuus, ek moes net eers gou die video stop en herfokus, dat jy hierdie mooi sonsopkoms oor die baai kan sien. Vriende, hierdie gedeelte in Romeine het natuurlik aanleiding gegee tot die sogenaamde uitverkiesingsleer, wat reeds deur Augustinus geformuleer is, maar wat in die Dordtse leerreëls, een van die gereformeerde kerke se belydenisskrifte dan nou ook neerslag gevind het. En daar was deur die eeue heen baie vrae en gesprekke oor die leer, en soos ek gesê het, ek dink heel dikwels onnodig gewees, dat mense te veel van 'n saak daarvoor maak. Daarom gaan ek hier vanoggend oor die uitverkiesingsleer baie sê nie. Wat vir my belangrik is om te onthou, is dat my uitverkiesing, my, Heinrich Karstens, jou, wie jy ook al is, jou uitverkiesing, het deur God plaasgevind in die geloofskeuse wat ek en jy gemaak het vir Jesus Christus. En hierdie keuse wat ons gemaak het, is ook deel van God se genadewerk deur sy Gees, wat sy roeping as 'n krag in ons lewens laat gebeur het, sodat ons op daai punt kon kom om daai keuse te maak. So die uitverkiesingsleer, as jy daaroor wil praat, gaan eintlik maar net oor God se genade wat vir alle mense daar is, en wat vir hulle bring op daai punt om dan 'n keuse vir hom te maak, of mense wat dan sê nee, ek maak 'n keuse teen God. Miskien moet ek en jy vanoggend op hierdie pragtige oggend in die baai, waar jy ook al is, moet ons net vashou aan die woorde van Paulus in hoofstuk 10 vers 9, waar Paulus sê, met ons hart glo ons en ons word vrygespreek. Met ons mond bely ons en ons word gered. Wat glo jy in jou hart? Waaroor praat jy? Wat bely jy in hierdie lewe? Jy wat kind van God is, jy wat deel is van daai olyfboom, van God se verbondsfamilie, of jy nou 'n natuurlike tak is, of jy ingeënt is, maak nie saak nie. Wat glo jy?
Wat bely jy? Kom ons sê vir die Here dankie daarvoor, dat hy vanoggend ook dit vir ons moontlik maak. Vader, baie dankie dat ons vanmôre ook op hierdie manier kan stil word voor U en dat ons U woord kon oopmaak, by wyse van Spreuke kon deurblaai deur Romeine 9, 10 en 11 vanoggend. En Here Jesus, dat ons kan weet dat U genade wat sigbaar geword het aan die kruishout op Golgotha en die opstanding uit die graf, dat dit vir elke mens bedoel is. Dat U letterlik elke mens op hierdie aardbol deel van U verbondsfamilie wil maak. Die gedagte is eintlik vir ons te groot, Here, en daarom wil ons vanoggend voor U kom buig en vir U vra, inspireer ons deur die Gees om vanuit hierdie verbondsfamilie van U te leef elke dag. In alles wat ons doen, in alles wat ons dink, in alles wat ons sê, dat ons sal praat en sal dink en sal doen soos U kinders. Ons eer U daarvoor. Wees met ons in hierdie dag, in die week verder en gee dit wat ons ook al mag doen, dat dit sal wees tot verheerliking van U naam en tot opbou van U koninkryk. Ons bid dit, Vader, in U naam. Amen. Vriende, ek hoop jy het 'n baie wonderlike dag verder. Geniet hom. Ons is nog steeds besig met ons kursus. Dit is heerlik om so die kollegas te sien van dwars oor die land. Al sit elkeen ook in sy eie plekkie agter 'n rekenaar, maar dit is nog steeds vir ons goed om ook na te dink oor geloofsvorming in gesinne en families. Wat jy ook al doen verder, geniet hom, geniet jou beker koffie. Ons sien mekaar dan môreoggend weer. Mooi loop.